Nou, ons het die afgelope 3 weke lekker gejourney rondom die gedagte van verbeel jou. Ons het eers stil gestaan, verbeel jou hierdie ekklesia, hierdie gemeenskap van God wat by mekaar kom en saam vestig ons sy koninkryk en sy kultuur daar waar ek en jy beweeg. Toe gesels ons, verbeel jou hierdie familie wat op missie is om God se heerlikheid die aarde te laat vul. Nou as jy ook saam met ons 'n journey, dan weet jy, ons praat nie van 'n verbeel jou, airy-fairy, 'n wensdinkery verbeel jou nie. Daar's 'n ander verbeel jou ook nie. Verbeel jou? Is nie een van daai nie. Hierdie verbeel jou is 'n uitnodiging om deur geloof in die Heilige Gees te begin sien wat God sien. Want elke groot werk wat God al begin het begin deur iemand wat gesien het wat God nog nie wat God gesien het, maar wat die ander nog nie gesien het nie. Noag het 'n ark gesien, daar het nog nie 'n druppel reën geval nie. Abraham het 'n nageslag gesien, hy het nog nie eens 'n kind nie. Nehemia sien 'n opgeboude Jerusalem en al wat almal sien is 'n pynhoop. Jesegiel, hy sien 'n leer. Maar die res van die mense, hulle sien dooie beenere. Petrus moes Jesus gesien het meer as net 'n leermeester. Hy moes hom gesien het as die opgestane Christus, die seun van God. So verbeel jou is die vermoë om te sien wat God sien. Om verder te sien as wat tans reg nou hier voor jou is. Dis om die vraag te vra, Here, wat is U besig om te bou? Hoe lyk U droom vir U kerk en hoe pas ek in hierdie droom in? Ons lees in die Ou Testament van die tempel. Die volk Israel het in daardie tyd by die tempel bymekaar gekom en die tempel was 'n plek waar God onder sy mense kom woon het. Die tempel was 'n plek waar hemel en aarde bymekaar gekom het. Dit was 'n plek van aanbidding, 'n plek waar God se heerlikheid sigbaar geword het. Nou interessant genoeg, by die insameling om die tempel te bou, om al die goed bymekaar te kry, koning Dawid het dit gedoen, het hy en sy leiers en die mense oorvloedig gebring. En toe het Dawid gebid. En lees gou saam met my in die King James version wat hy gebid het in 1 Chronicle. O Lord God of Abraham, Isaac and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. En ons bid, dat die Here so gaan werk deur sy Gees, wanneer ek en jy vandag gaan gesels rondom sy kerk en tempel, dat iets van hierdie gebed van Dawid gaan waar word. Dat ons harte en ons verbeelding en ons innerlike mens weer so gerig gaan wees op wat God ons voorgeroep het, en dat ons gaan besef, ons is God se woonplek. Die tempel was 'n teken, God wil by sy mense woon. En dit was ontwerp om iets van God se oorspronklike droom te weerspieël. En waar het sy oorspronklike droom begin ontstaan? In Genesis, in die begin, daar het alles begin. Met die skepping, die tuin van Eden. Nou koning Salomo, seun van Dawid, hy het die tempel gebou, en mens lees baie van die tempel en hoe dit gebou is in Konings, en dis in die Ou Testament. So lees gou 'n bietjie saam met my 1 Konings 6. Rondom teen al die mure van die binneste heiligdom en die hoofvertrek het hy uitgesnyde gerubs, palmbome en blomme laat aanbring. Dink bietjie daaraan, jy sien hierdie palmbome en blomme. Dit is beelde van lewe, van vrug en van groei. Is dit nie? Die tempel het eintlik iets hier van 'n tuin weerspieël en dit herinner ons aan die tuin van Eden, die plek waar God en mens in volkome verhouding saam met mekaar geleef het. En hy praat ook van die uitgesnyde gerubs. Vat ons weer terug na die tuin van Eden toe. Nadat Adam en Eva uit die tuin uit moes weggaan, het God natuurlik gerubs by die ingang van die tuin gesit om die ingang te bewaak. Ons lees verder in 1 Konings oor hierdie tempel. Op elke bronsvorm is 2 rye granate van brons gesit. Die bronsvorms is in die vorm van 'n lelie gebou en elkeen was ongeveer 2 meter hoog. En aan die bokant van die bronsvorms was daar 200 granate in 2 rye gerangskik. So hierdie granate weer eens roep hierdie beeld op van oorvloed en 'n vrugbare tuin.
So oral waar jy in die tempel gekyk het, het jy beelde gesien van vrugbaarheid, van lewe, van oorvloed, van skoonheid, van die teenwoordigheid van God. So die tempel was nie net 'n plek waartoe die mense gegaan het om van God te hoor nie. Dit was hierdie visuele verklaring. Dis hoe dit lyk wanneer God in die middel is. Waar God woon, is daar lewe. Waar God regeer, is daar herstel. En waar God teenwoordig is, kan daar weer groei en vrug kom. Die tempel het eintlik as te ware vooruitgewys na die dag wanneer God weer by sy mense kom woon. Wanneer hierdie skeiding tussen ons en hom weg is. En ons weet mos hoe dit gebeur. Deur Jesus natuurlik. So die tempel het vooruitgewys na Jesus, want dis hoe God dit kom doen het. Want in Jesus het God hierdie weg oopgemaak. In Jesus se kruisiging het hierdie skeiding weggebreek. Dit is herstel. En natuurlik in Jesus se opstanding het ons nuwe lewe, 'n nuwe era binne gegaan. En dan kom die wonder. God woon nie meer in 'n tempel van klip nie. Hy woon deur sy Heilige Gees in ons. Lees gou in 1 Korintiërs 3 saam met my as jy my nie glo nie. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig. En die tempel is julle. Ek en jy is nou God se tempel. En omdat God deur sy Gees in ons woon, is ons nou geheilig. Ons word afgesonder. We are being set apart for God. Nie omdat ons so fantasties wonderlik en alles perfek doen nie, maar omdat ons nou aan Jesus behoort. God se teenwoordigheid in my en jou maak ons sy heilige tempel. En dit is my so mooi, soos wat hy die tempel versier was met blomme en bome en vrugte, net so kom die Heilige Gees en hy wil in ons lewens, wil hy vrug voortbring. En wat is hierdie vrug? Vrug van die Gees is liefde, vrede, dis vreugde, dis geduld, dis vriendelikheid, goedheid, geregtigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So hoor gou, ons is nou nie net 'n tempel waar God woon nie, ons is nou ook 'n tempel wat hierdie vrug wat God bied na buite toe laat vloei. Want daar waar ek en jy gaan, daar waar ons beweeg, ons huise, ons gesinne, ons werksplekke, ons skole, ons gemeenskap, dra ons iets van hierdie tuin, hierdie beeld van God saam met ons. Kan jy dit sien? Kan jy dit verbeel? God se tempel is nou nie net meer beperk tot een plek nie. God se tempel beweeg, het lief, hy dien, hy bring lewe. Want die Heilige Gees in ons bekragtig, is 'n baie belangrike woord. Die Heilige Gees in ons bekragtig ons om die wêreld te wys. Koei, julle. Dis hoe dit lyk as God in die middel is. Hier afsit. Lees gou saam met my in Johannes 2. Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir die huis sal my verteer. En die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. En daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou en jy sal dit binne 3 dae opbou. Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. En toe hy later uit die dood uit opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woord wat hy gespreek het, geglo. Jesus sê hier, kom breek hierdie tempel af en ek gaan dit binne 3 dae opbou. En hulle kon nie verstaan nie. En die Bybel sê vir ons, hy het eintlik gepraat van sy liggaam. Want toe Jesus sterf en opstaan, het hy vir ons nuwe lewe gebring. So in Jesus ontmoet hemel en aarde. In Jesus kom God na sy mense toe en in Jesus word God sy teenwoordigheid en sy heerlikheid sigbaar. Hy woon nou deur sy Gees nie meer in 'n gebou nie. Hy kom woon in my en in jou. Maar ek wil jy moet gou weer saam met my teruggaan na 1 Korintiërs 3. Let net gou op, weet julle
Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Hier is 'n meervoudige beeld. Ons is God se tempel. Ons saam is God se woonplek. Ons waar hier ons saamkom, mekaar liefhet, dien, saam aanbid, kan dit nie anders dat God se heerlikheid sigbaar word nie. Ons is nie net mense wat hier by mekaar kom nie. Ons is God se tempel. Ons is kerk, sy kerk. Ons dra sy teenwoordigheid. God se teenwoordigheid was nooit bedoel om net binne in die tempel te bly nie. God se droom was nog altyd dat sy heerlikheid die aarde sal vul. Die tempel was eintlik 'n model van God se koninkryk. Want dit het gewys hoe die wêreld lyk wanneer God in die middel is. En hoe lyk dit as God se teenwoordigheid daar is? Daar's lewe, daar's genade, daar's geregtigheid, daar's herstel, daar's groei, daar's vrede, daar's hoop. En dis ek en jy. Want God sê, julle, ons almal saam, bring al hierdie, bring ons. Ons los nie God se teenwoordigheid as ons nou hier weggaan. Nou gaan ons Checkers toe, aan restaurant toe, en ons gaan nou lekker, dan los ons Here nou hierso. Nee, hy woon dan in ons, deur sy Gees. So ons vat Jesus as te ware saam met ons oral waartoe ons nou gaan. Ek en jy is deel van hierdie eklesia. Ons het nou net daarvan gepraat, heel eerste week het ons ook daarvan gepraat. Eklesia is die Griekse woord gemeenskap. Ons is uitgeroep, God het ons na hom toe geroep. Ons is hierdie gemeenskap wat uitgaan en God se teenwoordigheid in sy kultuur en sy koninkryk gaan vestig. En wat vir my so mooi is, Jesus sê, ek sal my eklesia bou. Hang nie van ons af nie. Hy is besig. Want dit was nog nooit bedoel dat sy eklesia net hier in die 4 muurtjies by mekaar kom nie. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar in die eerste week het Abri gevra, wat kom by jou op? Wat sien jy as jy die woordjie kerk hoor? Baie van ons sien die gebou kerk, ander van ons sien miskien ook dit wat kan ons onthou van kerk toe ons klein was, dalk onthou jy of sien jy dit wat binne in die kerk gebeur? Nee? Preek 'n bietjie, sing 'n liedjie, gee 'n tikkie lekker, daai vibes. Maar weet jy wat sien Jesus as hy na sy kerk kyk? Want die kerk was vir hom nooit net 'n gebou nie. Was nooit vir Jesus net 'n plek waarheen ons gaan nie. Was nooit vir hom iets wat ons bywoon nie. Dit was altyd, ons is deel van hom, ons is deel van sy kerk. Dis wie ons is. Lees gaan saam met my Efesiërs 1. Dis Paulus wat hier bid. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Wat? Geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. Paulus bid nie hier dat ons meer inligting moet kry nie. Hy bid, Here, maak hulle oë oop van hulle harte. Want daar's dinge wat ons natuurlike oë nie kan sien nie, nog nie kan sien nie. Ek en jy sien 'n mens wat langs ons sit, 'n gewone ou. God sien iemand wat sy beeld dra. Jy kyk na 'n gebroke gesin. God sien 'n plek waar daar genesing moontlik is. Jy kyk na 'n moeilike werksplek. God sien 'n sendingveld. Jy kyk na 'n gemeente en almal lyk vir jou so 'n bietjie weird. Hierdie een se persoonlikheid is bietjie dodgy, daai een is 'n bietjie so en daai een se opinie is lekker. Maar kan ek jou sê wat sien Jesus? Hy sien sy liggaam. Hy sien sy familie. Hy sien sy tempel, hy sien sy eklesia wat hy roep om saam met hom sy koninkryk sigbaar te maak in 'n wêreld wat dit so nodig het. Verbeel jou 'n gemeente, nie ons gemeente net nie, sy gemeente, waar elke een verstaan, my teenwoordigheid maak saak. My liefde maak saak. My gawes maak saak.
Verbeel jou 'n kerk wat nie elke Sondag by mekaar kom nie, maar deur die week, elke plek waar ons gaan, die geur van Jesus versprei. Dit is God se droom. En dalk is dit een van die grootste geloofstappe wat ek en jy moet vat, is om te besef. Ek is nie 'n toeskouer nie van God se droom nie. Ek sit nie hier en kyk en hier's God besig met sy droom en ek kyk vir hom nie. Nee. Glo vir oggend, jy's ingesluit. Jy is geroep, jy is toegerus. Jy is deel van wat God besig is om te doen in sy koninkryk. En Paulus sê vir ons in Korintiërs, 1 Korintiërs 3, ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand, God se bouwerk. Ons saam is medewerkers. Hy roep vir my en vir jou, ons, sy eklesia, om saam met hom te werk. En dan los hy ons nie net nie. Nee, hy gee vir jou gawes. Hy gee vir ons genade. Hy kom en hy gee homself, hy gee vir ons die Heilige Gees. Amper wil ek sê vir crying in a bucket. Hy gee vir ons hom. En dan sê hy, kom bou saam met my. Kom dien saam met my. Kom wees deel van wat ek besig is om te bou. Kan jy dit sien? 'n Gemeente wat nie net in 'n diens kom en saam aanbid nie, maar ons is 'n familie. Kan jy dit sien? 'n Gemeente wat nie net 'n gebou vul nie, maar ons impakteer die stad. Kan jy dit sien? 'n Gemeente waar die teenwoordigheid van God so kragtig teenwoordig is en dat mense dit kan sien. Dat hulle sê, "Oh, daar's iets anders aan hierdie mense." En dis nie omdat ons perfek is nie. Dis nie omdat ons alles reg doen nie. Maar dit is omdat Jesus deur my en jou leef. Paulus skryf ons in 1 Korintiërs 13. En ons journey mos nou deur die boek van Korintiërs hierdie jaar. In 1 Korintiërs 13 skryf hy vir ons oor die meer uitnemender weg. Nou in Korinte in daai tyd het die gawes gevloei, was heavy. Dis fantasties. Maar die liefde het ontbreek. En Paulus kom en sê, ouens, dis wonderlik, maar kan ek vir julle 'n meer uitnemender weg wys? Toe skryf hy hierdie beautiful gedig in 1 Korintiërs 13. En hy sê, hierdie is die meer uitnemender weg van lewe. En dis die liefde. Johannes 13 lees ons, deur ons liefde vir mekaar sal hulle sien dat ons Jesus se disippels is. Omdat ons mekaar liefhet. Omdat ons saam dien, saam glo, saam aanbid, saam die geur van Jesus versprei. Verbeel jou, jy staan in die Ou Testamentiese tempel. Jy sien die groot mure, jy sien die pilare, met al die granate en die lelies. Jy sien die priester, en jy sien die offers, en jy sien die mense wat van ver af kom, om God te aanbid. En wanneer hulle dan die tempel inwy, dan gebeur daar iets asemrowends. Die heerlikheid van God vul die tempel. En hulle word mense wat sê, God is hier. Maar die tempel was nooit die eindbestemming nie. Onthou jy, ons het nou gepraat van, dit het vooruitgewys na Jesus, dit was 'n afskaduwing. Dit het vooruitgewys na Jesus. Onthou jy, wat het Jesus gesê? Breek hierdie tempel af en binne 3 dae bou ek hom weer op. Hy het van sy liggaam gepraat. In Jesus het God na ons toe gekom. In Jesus het hemel en aarde ontmoet. En in Jesus het God se heerlikheid sigbaar geraak. En toe Jesus gesterf het en opgestaan het, toe gaan hierdie verhaal nog steeds aan. Want God se teenwoordigheid was mos nou nooit beperk om net binne in die tempel te bly nie. Deur die Heilige Gees het hy gekies om in my en in jou te kom woon, deur Jesus se kruisiging en opstanding. En hoe woon hy in ons? Deur ons as 'n familie. Hierdie geroepenis, die eklesia, as die liggaam, sy liggaam, as die kerk. Ons is God se woonplek. In die Ou Testamentiese tempel het mense na 'n plek toe getrek, né? Die mense het getrek na die tempel toe. Maar in die Nuwe Testamentiese tempel word mense uitgestuur. En net vir ingeval jy gewonder, wie is die mense?
Dis ek en jy. Daai mense. Ons kom elke week hier by mekaar om God te aanbid, om saam te wees as 'n familie, om opgebou te word, om toegerus te word, maar dan gaan ek en jy weer uit. Ons, die eklesia, die familie, dan gaan ons uit. Dan gaan ons na ons gesinne en ons werksplekke, ons gemeenskap, en hierdie teenwoordigheid van God bly nie hier nie, hy gaan saam met ons. Ons is nie net 'n gemeente wat by mekaar kom nie, ouens. Ons is 'n eklesia wat uitgaan. Ons is nie net 'n familie wat mekaar hier liefhet nie. Ons is 'n familie wat ander innooi. Sê kom kyk. Ons is nie net 'n tempel waar God woon nie. Ons is 'n tempel waardeur God se heerlikheid na die wêreld uitvloei. Kan ek jou vra om jou oë toe te maak asseblief? Want ek wil jou weer vra. Kan jy jou verbeel? Hoe sal dit lyk? Hoe sal die wêreld lyk as jy nou verklaar voor Jesus, sê Jesus, ek is nie net 'n besoeker nie, ek is 'n medewerker. Jesus, ek gaan nie net meer 'n toeskouer wees nie. Ek is deel van u droom. En dankie dat u my deel maak. Ek is nie net iemand wat kerk toe gaan nie. Ek is deel van God se tempel. En hierdie gees van God woon in my en in ons as 'n familie saam. En deur ons wil God sy koninkryk in die wêreld sigbaar maak. Kan jy jou verbeel hoe dit lyk? Kan jy dit sien vanoggend? Here, ons kom net vanoggend na u toe met soveel dankbaarheid in ons harte, dat u gekies het om by ons te kom woon, sodat ons as 'n familie die wêreld daar buite kan impakteer, Here. Wat 'n voorreg, Here. Dankie dat u liefde ons dring, sodat wanneer mense na ons kyk, dat hulle kan sê, hier is iets anders, Here, want hulle sien die lewende God. Here, dankie dat ons as 'n familie net kan besef dat u ons geroep het vir soveel meer as wat ons kan dink of droom om te vra. En ons kom lê ons lewens neer voor u vanoggend, Here, en ons sê, Here, it's all about you. Here, dankie dat hierdie gebed wat Dawid gebid het, toe hulle die tempel goed ingesamel het. Vader, daai mooi woorde wat hy gevra het en gebid het, en wat ons gesê het, wat ons vandag voorbid. O Lord God of Abraham, Isaac and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. Here, mag ons vanoggend weet dat u ons geroep het en dat u in ons woon. En ons sê vir u dankie. In Jesus se naam. Amen.